Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle 'n woord te kan bring vandag. Nou kind van God, wanneer ons lees in die evangelies in Matteus, Markus en Lukas, Matteus 26, dan Markus 14 en Lukas 22, lees ons van hoe Jesus en sy disippels, 3 van sy disippels, gegaan het na die tuin van Getsemane, waar Jesus gaan bid het. En dan lees ons ook hoe die disippels aan die slaap geraak het, terwyl hulle eintlik moes bid, maar Jesus het gebid, en hy het gepleit by sy Vader, Here, laat hierdie beker net by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Hy het so gebid, kind van God, dat die sweet, wat afgedrup het, bloed was. En dan natuurlik is dit ook waar Jesus gevange geneem is. Nou kind van God, dit het my laat dink, toe ek hierdie gedeelte hoor. Daar is soveel kere in ons lewens, wat ons onsself ook in Getsemane bevind. Soveel dinge wat in ons lewens gebeur, dinge wat ons nie weet hoe om te hanteer nie. En ons smeek vir God vir uitkoms, ons smeek God vir hulp. Ek is seker dat die trane wat vloei op 'n tydjie soos bloed. Dis 'n smeking van Here, hoekom moet ek nou nog deur hierdie uitdagings gaan, deur hierdie seisoen gaan? Hoekom is ek nog so siek? Hoekom draai my geluk net nie om ook 'n bietjie 'n werkie te kry, of iemand spesiaal in my lewe, of kan my finansies nie net bietjie 'n hupstootjie gee nie? Hoekom is my verhoudings op so 'n vlak? Daar's soveel dinge, kind van God. Hoekom behandel daai en my so sleg? Hoekom dit? Hoekom dat? Daar's soveel dinge wat ons voor vra. En dan voel dit vir ons, die Here antwoord ons nie. En ek is seker dis hoe Jesus ook gevoel het, veral toe die soldate gekom het om hom gevange te neem. Jesus het gevoel dat die Here het hom verlaat. Ek meen, op die kruis, toe sê hy, my God, waarom het U my verlaat? Maar het God hom regtig verlaat? Nee, God het nie. Was God by hom in die tuin van Getsemane? Ja, God was daar, het dit nie so gevoel nie. Kind van God, ek wil vir jou bemoedig. Jy voel miskien, jy gaan nou deur hierdie seisoen, jy gaan deur hierdie uitdagings, en het voel dat God is nie met jou nie. Maar nog steeds, God is daar. God is oral teenwoordig, selfs in jou Getsemane is God daar. Moenie moed opgee nie, my boetie en sissa, moenie nou opgee nie, want elke seisoen moet draai. Al voel het vir jou lank, jou tyd in Getsemane gaan ook ophou, dit gaan ook stop. Hou net aan, na God uitroep, hou aan vastklou aan God. Maar weet jy wat doen ons baie keer? Ons doen wat die disippels doen, ons gaan slaap. Ja, ons gaan slaap, want ons voel dat dalk sal hierdie situasie vinniger verbygaan as ons gaan slaap. En geloof my, ek was ook al daar, ek het baie keer gevoel, ek wil net in my bed gaan klim, ek wil my kop toetrek met die komberse, en ek wil eers wakker word wanneer alles verby is. Gaan dit die probleem oplos? Nee, kind van God. Want die ding is, ons mis eintlik baie as ons dit doen. Ja, jy gaan ook nou vir my sê, ek stem nie saam met jou nie, want ek wil hierdie dinge mis wat met my gebeur. Maar tog weet jy wat, kind van God, wanneer ons deur hierdie seisoene gaan, maak dit ons sterker. Ja, dit maak ons net sterker, al voel dit nie so nie, maar wanneer ons uit hierdie tuin van Getsemane stap, en ons kyk terug, dan besef ons, maar weet jy, ek is eintlik sterker as wat ek was, en ek het deur dit gekom, die Here het my deurgedra, en ek kan eintlik daarvan getuig. So kind van God, ek wil vir jou weer eens bemoedig, moenie slaap wanneer jy in jou tuin van Getsemane is nie, maar staan sterk, hou vas aan die Here, klou vas aan God, en bid tot hom, sonder ophou. En ek kan vir jou waarborg, God gaan nou wel nie die probleem dadelik wegvat nie, maar God gaan vir jou die krag gee om deur hierdie probleme te werk, om deur hierdie seisoen te werk. Hy gaan vir jou die krag gee, en jy gaan sien, jy gaan sterker aan die kant uitkom. Hou vas, staan sterk, en het volle vertroue in God, want God sal ons nie teleurstel nie. Kom ek bid vir ons. Vader, ek bid, waar baie van my boetas en sissas nou op die oomblik op 'n plek is, waar hulle voel, kan ek nie maar net liewer gaan slaap nie. Liewe Here, ek bid om hulle sterk te hou, sterk te maak, om deur hierdie uitdagings te gaan, om deur hierdie tuin van Getsemane te beweeg, Vader, om nie nou te gaan lê en stil te staan, Here, maar om te weet, in Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars, en ons staan sterk, in die kosbare naam van Jesus Christus. Ek bid, liewe Here, vul hulle met die nodige krag, met die nodige wysheid,
in Jesus Christus naam. Asseblief my Vader. Ek bid dit gelowiglik in Jesus Christus naam. Amen en amen. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Kyk mooi na julleself en onthou, Jesus het julle baie lief. Wees geseënd. Laat dit goed gaan. Totsiens.